Mense is bekommerd oor baie dinge in die lewe. Miskien kan ons dit saamvat in 2 groot kategorieë van dinge waaroor mense regtig bekommerd is. Die een is daardie onsekerheid waarmee ek dink elkeen van ons te doen kry, en dis te midde van ons elke dag se lewe, dat ons sekere uitdagings het wat ons tegemoet moet kom. Mense wonder, gaan ek dit kan hanteer? Hoe gaan ek regkom met wat ek het? Gaan ek genoeg geld hê as ek nou nie meer kan werk nie? Hoe hanteer ek moeilike situasies, verhoudingsprobleme wat ek het, werksituasies wat kompleks is, moeilik om op te los? Daar so baie dinge wat buite ons beheer is, nie? En ek dink ons moet eerlik wees, die lewe hier en nou is selde gemaklik en eenvoudig. En dan is daar wat die ander kategorie is, wat baie mense bekommer, en dit is die lewe na die dood, en wat gaan met my gebeur wanneer ek doodgaan? Nou, baie mense probeer dit vir hulle makliker maak, hulle wil nie daaroor dink nie, weet, as ek nie daaroor hoef te dink nie, dan is dit nie 'n probleem nie, maar tog is dit daardie knaande vraag oor, sê nou maar net daar's 'n God, sê nou maar net daar's 'n oordeel, en waar staan ek in terme van, as ek voor die Here moet gaan staan? Ek wil net vandag so 'n bietjie stil staan, en jy is so welkom om saam met my dit te doen, as ons gaan kyk na Psalm 16. Daar kry ons Dawid wat ek dink 'n waardevolle les of 2 vir ons leer. Nou, Dawid het die swaar kry van die lewe geken. Jy weet, as 'n mens nou praat van tragedie en teleurstelling en trane en teëspoed en omtrent elke negatiewe ding wat kon gebeur, dit het met hom gebeur. Hy het dit alles geken. En vir jare moes hy gevlug het, byvoorbeeld voor koning Saul, wat 'n passie gehad het om hom dood te maak. Jare later, toe hy nou self koning geword het, moes hy vlug toe sy seun Absalom hom ontroon het as koning en net uit die weg wou ruim. Maar Dawid het 'n geheim leer ken, en ek dink hy wil dit vandag ook met ons kom deel, dat ons nie bekommerd hoef te wees oor die baie dinge waaroor mense hulle self so bekommer nie. Dawid het geleer om sy sekuriteit te vind by die Here. En hy verduidelik vir ons in Psalm 16 baie mooi. Miskien kan ons dit so saamvat, met God as die middelpunt van jou lewe, val alles in plek, soos 'n groot legkaart, en as die Here op die regte plek is, dan pas al die stukkies in. Met God as die middelpunt in jou lewe, het jy hierdie onbeskryflike gerusheid oor jou lewe hier en nou, al gaan dit swaar. En net daardie onbeskryflike gerusheid oor die lewe na die dood, selfs al ken jy nie al die detail nie. Want God is die bron van jou sekuriteit. God is die bron van alles in jou lewe. Nou, vir Dawid, baie duidelik, hy is nooit onseker waar sy hulp vandaan kom nie. Hy weet hy hoef nie op homself staat te maak nie. Nou, vir baie mense sou dit 'n verskriklike ding wees om te erken, dat ek nie alles het wat ek nodig het om self oor die weg te kom nie. Jy sien, Dawid was 'n dapper held geweest, en hy was bekend by almal vir sy waagmoed. Hy kon veg, hy kon homself verdedig, hy kon planne maak, maar hy het ook geweet, daar kom 'n punt in 'n mens se lewe dat daar dinge is wat jy nie self kan doen nie, waar jy regtig weet, ek het God nodig, en hy's mans genoeg om dit te erken. Jy sien, dit kos 'n ware man om werklik waar so eerlik te kan wees, om te sê, ek het die Here nodig, ek kan nie op my eie oor die weg kom nie. Kom ons lees gou Psalm 16 daar vers 1, ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling, en hy begin met, beskerm my, o God, want ek kom na U toe verskuiling. Hy maak dit baie duidelik, hy het sy veiligheid by die Here gaan vind. En die eerste ding wat 'n mens sien in hierdie Psalm is so duidelik, dit is 'n oorgawe aan God se wil. As jy regtig waar God is jou sekuriteit wil hê, dan maak jy hierdie oorgawe aan die wil van die Here. Hy verbind hom in die eerste plek dan daar om God te eer. Hy sê, ek sê vir die Here, nou praat hy met God, U is my Here, alle goeie dinge kry ek van U alleen. U is my Here, en ek weet, U is die bron van die goeie dinge in my lewe. En ek kon verklaar, ek sal U dien, ek sal U alleen dien, en ek kyk na U alleen vir dit wat ek nodig het. Jy sien, wanneer jou hart volkome gerig is om die Here te vereer, sal God daar wees om jou ook volkome te help.
As jou hart reg is voor die Here, God se hart is altyd reg teenoor jou. Hy wag vir jou geloof, hy wag dat jy in kinderlike afhanklikheid na hom toe sal kom. Hoor 'n bietjie hoe Dawid dit beleef het. Nou, hy praat nie van iemand anders se ervaring nie. Hy praat hier diep uit sy hart van sy eie belewenis. Hy sê en hy verklaar, alle goeie dinge kry ek van U alleen, want God is die bron van seën. Dit is 'n baie oulike storie wat ek gelees het van Bonaventura. Nou, hy was 'n geestelike wat in die 13de eeu geleef het. Hy is dood, ek dink so in die jaar 1274. Die storie gaan, die duiwel kom na hom met hierdie versoeking. Die duiwel sê vir hom, Bonaventura, jy is so sleg, jy is so sondig, daar's geen kans dat jy die ewige lewe sal hê. En jy kan net sowel jou rug op die Here draai, help om die Here te probeer dien en tevrede te stel. Man, geniet die res van jou lewe, want na die lewe, as jy dood is, gaan jy dit definitief nie geniet nie. En Bonaventura se antwoord was vir my baie, baie mooi. Jy sien, die verborgde boodskap hierso is, Bonaventura, jy mis so baie uit op die lewe, omdat jy die Here dien. En sy antwoord, baie, baie mooi. Hy sê, wel as dit so is dat ek God nie gaan geniet in die lewe, dan na die dood nie, gaan ek God geniet in hierdie lewe, hier en nou. Gaan ek die Here regtig dien en voluit dien, en die Here gaan sy seën vir my gee in hierdie lewe, en dis die moeite werd. Het gaan nie net oor ewige lewe, en hy sê, ek kan dit hier geniet. Dis iemand wat geleer het om in 'n verhouding met die Here te leef. In die woorde van 'n meer kontemporêre geestelike leier, John Piper, hy sê, God is most glorified in you when you are most satisfied in Him. God is most glorified in you when you are most satisfied in Him. Dawid het geleer dat dis by die Here waar ek regtig ware vervulling kry, maar dan, hy kom en hy maak dit duidelik, ek het 'n afkeer in enigiets wat nie tot eer van die Here is nie. Hy het 'n afkeer aan spesifiek, noem hy in die sondes van die ongelowiges. Vers 4 sê hy daar, die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Hy sê, dit kan nie goed gaan met iemand wat ander gode dien nie. Die werklikheid waarmee Dawid te doen gekry het, veral seker toe hy 'n vlugteling was, is daar soveel mense in die land en dan in sy omswerwinge, selfs buite die land van Israel, soveel mense wat nie die Here dien nie, en het grief hom wanneer hy sien hoe hulle afgode dien. En hy weet dat mense kan nooit regtig gelukkig wees as hulle nie die Here die middelpunt van hulle lewe maak nie. En hy neem homself voor, ek sal nooit met so iets enigstens betrokke wil wees nie. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name, die name van die afgode, nie eens op my lippe neem nie. Sy standpunt is duidelik, as net een ware God, en daardie God sal ek dien, en hom sal ek dien in opregtheid. Is nogal 'n standpunt wat nie baie gewild is vandag nie. Dis lynreg met die waardes van ons tipiese pluralistiese samelewing van, jy weet, waar verdraagsaamheid die baswoord is. Jy kan glo wat jy wil, solank jy net nie jou geloof as die enigste opregte, egte geloof beskou nie. Weet, maak plek en ruimte vir almal. En as volgelinge van Christus kan ons nie daarmee saamgaan nie. Jesus het dit baie duidelik gestel in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou, ek dink as kinders van die Here, ontneem ons nie ander mense die reg om anders te glo nie, ons leef met verdraagsaamheid, maar sonder om prys te gee wat vir ons die waarheid is, en vir ons is die waarheid dat Jesus Christus die enigste God is. Dan is wat ons hier by Dawid leer is die lewenswyse van die ongelowiges grief hom. Dit vervul hom met afgrys en so vir ons ook moet dit onaanvaarbaar wees, ons kan nie daarmee saamgaan nie. Daar's dinge wat ongelowiges doen wat verkeerd is, jy weet, en dit moet ons grief. Daardie laster teen die Here, daardie dinge wat regtig lynreg teen die woord van die Here is. En as kind van die Here wil ons nie daarmee geïdentifiseer word nie.
baie duidelik wat Dawid hier vir ons kom sê, en dit is dat ons 'n volle oorgawe aan God se wil moet maak. En as ons dit doen, en dis die tweede groot ding wat uitstaan vir my in hierdie Psalm, as ons hierdie oorgawe aan God se wil doen, dan ervaar ons dat die Here vir ons hierdie totale tevredenheid gee in ons lewe. Jy sien om God te dien, en dis my belewenis, is die belewenis van soveel ander. Dit kan jou belewenis wees. Om God te dien is die mees vervullende ervaring, belewenis wat 'n mens kan hê. Keith Miller skryf toe hy by die alkoholiste anoniem ondersteuningsgroep lid geword het, dan kom hy by stap 3. Daar's so 12 stappe, en wanneer jy by die 3de stap kom, en praat dit oor jy met jou lewe en dan nou oorgee aan die sorg van God. En hy sien nie kans daarvoor nie. God sal sy lewe ruïneer, glo hy. En een van die ouerlede wat saam met hom in die groep is, gee vir hom baie wyse raad. Hy sê vir hom, jy moet jou God afdank. Jy moet jou God fire. En die God wat jy ken dan is nie 'n liefdevolle God nie. Die ware God is die een wat liefdevol is, wat vergewe, wat mense nog kansse gee. Die God wat jy dien, wat jou lewe sal ruïneer, dis 'n vreemde God daar. Jy sien, dis die waarheid van die God van die Bybel. Dit is 'n God wat omgee, wat regtig waar intens belangstel in elkeen van ons, wat die beste in ons na vore wil bring. En hoor wat Dawid kom sê daar vers 5. Hy sê, Here, U alleen is my erfenis. Here, U alleen is my erfenis. En baie duidelik, hy weet, ek kan geluk gaan soek in soveel ander plekke, maar ek gaan dit net nooit kry nie. Maar ek kan dit kry by die Here. Hy sê, wat ek geërf het, is vir my mooi, 'n pragtige plek, is vir my afgemeet. Nou, is woorde wat miskien nie soveel betekenis vir ons het nie, maar as jy 'n Ou Testamentiese Israeliet was, het dit baie betekenis vir jou gehad. Jy sien toe die volk van die Here die beloofde land binne getrek het elke een van die 12 stamme 'n sekere deel gekry, behalwe een stam. So 11 stamme het elkeen grondgebied gekry, dit was hulle erfenis, dis wat afgedeel was vir hulle, afgemeet was vir hulle. Een stam het nie grond gekry nie, en dis die stam van Levi. En nou lees ons byvoorbeeld in Numeri 18 vers 20, hoekom? Die Here het vir Aaron gesê, jy sal nie grond kry in julle land nie, jy sal nie saam met jou volk eiendom besit nie, ek is jou erfporsie en jou aandeel in Israel. Die Here kom en sê, ek is jou erfporsie, ek is jou aandeel, jy het nie grond nie, jy het vir my. Jy het die voorreg om my stam te wees, om vir my te werk, en daar's hierdie baie spesiale verhouding tussen hulle en God, tussen die Lewiete, die priesters en God. Dawid kom, hy het self nie die voorreg om die grond wat die Here vir hulle gegee het, vir Dawid en sy mense gegee het, te kan geniet nie, te bewerk nie, te bewoon nie. Hy's 'n vlugteling vir so lank. Selfs sy ma en sy pa en sy familie het nie die voorreg, want hulle moet self vlug ook. Om die waarheid te sê, hulle is in Moab, in 'n heidense gebied. Soos wat hulle almal moet vlug vir koning Saul. En nogtans kom Dawid en hy sê, maak nie saak nie. Erfgrond kan my nooit gelukkig maak nie. My erfdeel is die Here. Dis wat God vir my beteken, wat werklik waar die verskil maak in my lewe. Nou, ek wonder dit baie keer. Wat is dit wat regtig in ons lewe die lewe die moeite werd maak? Hy kom waar so, hy sê vers 5, Here, U alleen is my erfenis, my beker van seën. U waarborg my lotsbestemming. 'n Pragtige plek is vir my afgemeet, wat ek geërf het, is vir my mooi. Hy het God geërf, en dis wat vir hom so mooi is. Daar's daardie intimiteit tussen hom en die Here, en dit beteken vir hom alles. Dis hoe Paulus sy verhouding met die Here Jesus beskryf, in Filippense 3 vers 8 byvoorbeeld. Ja, om Christus Jesus my Here te ken, en dat woordjie ken beteken intiem persoonlik te ken, om Christus Jesus my Here intiem persoonlik te ken, is so wonderlik, dat ek alle ander dinge as verlies beskou. Terwille van hom het ek alles as verlies
afgeskryf. Ek beskou dit as gemors, sodat ek Christus as wins kan verkry en een met hom kan wees. Wat sê dit vir jou? Hy het hierdie voorreg van 'n verhouding met Jesus Christus, en dit beteken meer as enigiets wat hierdie wêreld vir hom kan wees, om Jesus Christus te hê. Kom ons wees eerlik, daar's baie ruimte vir groei in ons verhouding met die Here. As Paulus praat van my begeerte is om Jesus Christus te ken, daar's nog soveel wat ons moet leer oor ons wonderlike Here Jesus en ons wonderlike Vader wat ons het, en van die Heilige Gees. Larry Crabb, en hy's nog 'n hedendaagse geestelike skrywer, hy vertel baie eerlik hoe hy met God geworstel het toe sy broer dood is in 'n tragiese vliegongeluk. Nou bid hy baie eerlik en hy sê vir die Here, I know you are all I have, but I don't know you well enough for you to be all that I need. Kan ek gou weer dit lees? I know you are all I have, but I don't know you well enough for you to be all that I need. Eerlik om te sê, Here, daar's nog soveel scope vir my om U werklik te leer ken. En ja, dis die uitdaging vir ons om ons so aan die Here te verbind, dat die Here homself meer en meer aan ons kan kom openbaar. Net soos Dawid vanouds het Paulus homself kon verbind tot 'n verhouding met die Here, en niks anders kan daarmee vergelyk nie. Die ander ding wat ek hierso sien is, hierdie verhouding wat hy het met die Here bied hom daardie tevredenheid van God gegewe wysheid in sy lewe. Hoeveel keer is dit waar dat ons nie weet wat om te doen nie. Ons worstel met soveel vrae, soveel onsekerheid, en ons weet nie wat om te doen nie. Dawid het geleer, ek kan op die Here vertrou om vir my wysheid te gee. Hy sê daar vers 7, ek prys die Here wat my insig gee. Ook in die nag is ek daarvan bewus. Ja, die Here is altyd by my. Ja, hy is aan my regterhand. Daarom sal ek nie struikel nie. Hieroor is my hart vol vreugde. Ek besing sy lof en woon in veiligheid. Is dit nie interessant dat die Here selfs in die nag vir ons wakker maak en vir ons wysheid kom gee, met ons kom praat oor ons lewe. Nou die dag, 'n nag so 'n paar nagte terug, 3 uur, 4 uur in die oggend word ek wakker. Waarwyd wakker. En die Here gee vir my sekere dinge in my lewe wat ek moet aanpas, waar ek iets moet drasties verander. Dis wat die Here met ons wil doen. Hy wil so werklik vir ons wees, dat hy vir ons kan wysheid gee, selfs in die nag om reg te leef. Dawid kom en hy weet net, man, dis wonderlik, die Here is altyd by my, is aan my regterhand, ek sal nie struikel nie, my hart is vol vreugde, en daarom ek besing sy lof en ek woon in veiligheid. Nou bring dit ons by hierdie punt waar hy weet, niks bedreig my nie, ook nie eers die dood nie. En is hierdie derde groot ding wat ek sien in hierdie Psalm. Hy kom maak hierdie oorgawe aan die Here, en dit gee nuwe betekenis ook aan die dood. Ek weet nie hoe voel jy oor die dood, die feit dat jy een of ander tyd jou oë finaal op hierdie aarde gaan toemaak. Ek dink soos 'n mens ouer word, en seker maar logies, begin daardie werklikheid vir jou al hoe groter word. Jy weet, vir my persoonlik, dis daardie besef van 'n mens se uurglasie is besig om leeg te loop op hierdie aarde, en elke dag maak 'n verskil. Hoe voel jy oor die dood? Dawid het daagliks te doen gekry, veral toe hy 'n vlugteling was, met die moontlikheid dat dit sy laaste dag op aarde gaan wees. God het hom verlos van die vrees vir die dood, en dis wat die Here vir jou ook wil doen. En dan skryf hy dinge in hierdie Psalm oor die dood, en kom ons wees eerlik, dit maak eintlik vir hom glad nie sin nie. Maar die Heilige Gees laat hom dit neerskryf. Het gaan oor die dood, en die Israeliete het baie weinig kennis gehad oor die lewe na die dood. Vir die meeste van hulle, volgens hulle kennis, het dinge maar geëindig by die dood eintlik, vir alle praktiese doeleindes. Maar Dawid weet, daar's meer. En as ons gaan lees wat hy skryf, en sien, ons is eers
na die opstanding van Jesus Christus, dat hierdie woorde regtig sin maak. Hy sê daar vers 10, en dit is nou Psalm 16, nee. Want aan die doderyk sal u my nie prys gee, of toelaat, dat u getrou is in die graf ontbind nie. Nou, ons weet, Dawid self is dood en is begrawe. Hy sê, u wys vir my die lewenspad, en u teenwoordigheid is vreugde, en aan u regterhand is daar blydskap vir altyd. Hy het hierdie verwagting, al besef hy nie mooi waaroor dit alles gaan nie. Nou Petrus op Pinksterdag, dis nou na Jesus se opstanding, kom en hy verklaar, nou haal hy aan die Griekse vertaling van Psalm 16, wat hy daardie tyd gebruik het, en hy maak dit duidelik, hierdie woorde was nooit op Dawid van toepassing nie, maar is waar oor Jesus Christus. Handelinge 2, vers 24 tot 32. God het hom, dis Jesus egter, van die smarte van die dood gered en hom opgewek. Van die dood kon hom nie in sy greep hou nie. Nou haal hy aan, koning Dawid het die volgende van hom gesê, ek het die Here altyd by my gesien, niks en niemand sal my laat wankel nie, want hy is hier reg by my, dis hoekom my hart bly is en my tong jubel, ja meer nog, omdat ek hoop het, leef ek rustig, ek weet u sal my gees nie in Hades en die doderyk agterlaat nie, of toelaat dat u heilig in die graf vergaan nie. U het my die paaie geleer wat na die lewe lei, u sal my bly maak met u teenwoordigheid. Nou staan Petrus en hy sê, geagte volksgenote, verstaan goed, Dawid het in die woorde wat ek aangehaal het, nie van homself gepraat nie. Ons weet ons, hy het gesterf, is begrawe, en sy graf is tot vandag toe nog hier by ons. Hy het dus as profeet opgetree, en hy het geweet dat God met 'n eed aan hom beloof het, dat een van sy nakomelinge as Messias op sy troon sou sit. Dawid het in die toekoms gesien en oor die opstanding van die Messias gepraat. Hy sal nie in Hades in die doderyk agtergelaat word nie. Sy liggaam sal nie in die graf vergaan nie. Hierdie woorde van Dawid handel oor Jesus. God het hom opgewek en ons is almal getuies hiervan. En omdat Jesus opgestaan het uit die dood, hoef ek en jy nooit bang te wees. As kind van God hoef ons nooit bang te wees vir die dood nie. God het Jesus Christus die dood ingestuur en hom aan die ander kant laat uitkom, sodat elkeen wat in Jesus Christus as verlosser glo, daardie selfde kan beleef, om te kan weet, ek het 'n verwagting van lewe na die dood. Daar's 'n opstanding wat wag. Dis daardie groot boodskap dat Jesus Christus terugkom, en ons liggame sal opstaan uit die dood, en ons wat nog dalk lewend sal wees wanneer hy terugkom, sal hom ontmoet in die lig. Hoor, 1 Tessalonisense 4 vers 17 tot 7. 1 Tessalonisense 4 vers 14 tot 17. Want aangesien ons glo dat Jesus Christus gesterf en opgestaan het, moet ons ook glo dat God die dooies wat in Jesus geglo het, saam met Jesus sal terugbring. Want wat ons nou vir julle gaan sê, is 'n uitspraak van die Here, ons wat bly lewe tot wanneer die Here terugkeer. Het glad nie 'n voorsprong bo die wat dan al gesterf het nie. Wat eers gaan gebeur is dat die Here self uit die hemel sal neerdaal en dat die dooies wat aan Christus behoort sal opstaan. Dit sal gebeur wanneer die hoofengele bevel gee en God se trompet weer klink. Daarna sal ons wat in die lewe bly, saam met hulle op die wolke in die lug weggevoer word om die Here te ontmoet en vir altyd by hom te wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Daarna sal ons wat in die lewe bly saam met hulle op die wolke in die lug weggevoer word om die Here te ontmoet en om vir altyd by hom te wees. Wat meer kan 'n mens verwag van die lewe na die dood as om vir ewig saam met ons Here Jesus te wees? Ek wil graag vir ons uit The Passion Translation lees, en dit is 'n baie vrye vertaling, is meer die skrywer se interpretasie van hierdie gedeelte, maar dit stel vir ons eintlik die boodskap so baie duidelik. Yahweh, is daar die Hebreëse woord vir die Here. You alone are my inheritance. You are my prize, my pleasure and my portion. You hold my destiny and its timing in your hands. Your pleasant path leads me to pleasant places. I'm overwhelmed by the privileges that come with following you.
The way you counsel me makes me praise you more, for your whispers in the night give me wisdom, showing me what to do next. Because I said you, Yahweh, always close to me, my confidence will never be weakened. For I experience the wraparound presence. I experience your wraparound presence. Kan ek dit gou weer sê? I experience your wraparound presence every moment. My heart and soul explode with joy, full of glory. Even my body will rest confident and secure, for you will not abandon me to the realm of death. For you will not allow your faithful one to experience corruption. Because of you, I know the path of life as I taste the fullness of joy in your presence. At your right side, I experience divine pleasures forevermore. Dis waarop ons kan wag as ons praat van die dood. En dan maak dit die feit dat ons oë gaan toemaak nie so erg nie, want ons weet dit wat op ons wag is soveel beter. Ons vat gou alles wat ons gelees het hierso vandag saam met kos. 'n Kind van God, werklike sekuriteit in hierdie wêreld, hy kos 'n oorgawe aan God se wil, maar as jy moeite werd. Wanneer jy dit doen, dan gee die Here vir jou daardie totale tevredenheid binne sy wil. Dit gee vir jou hierdie nuwe betekenis van die dood binne sy wil. Ek wil afsluit met 'n stukkie wat ek gelees het, wat Paul Eisinger gesê het, en hy was 'n Amerikaanse professionele golfspeler. Op die ouderdom van 33 kry hy limfoomkanker. En hy skryf oor hierdie ervaring. Hy onthou wat 'n Christen vir hom gesê het: Zinger, we are not in the land of the living, going to the land of the dying. We are in the land of the dying, trying to get to the land of the living. Nou, ek dink die teologie daar is so 'n bietjie skeef. Ons probeer nie om die land van die lewendes te bereik na die dood nie. Ons het dit reeds deur die genade van ons Here Jesus Christus. Ons het reeds die versekering van die ewige lewe. Die feit is, ons is nou in die land van die wat besig is om dood te gaan. Binnekort gaan ons in die land van die lewendes wees, vir ewig en vir altyd. Nou, ek het net nou gesê, weet, met God as die middelpunt in jou lewe val alles in plek. En kan ek net voor ek klaar maak hierdie vraag, het jou bestemming na die dood al in sy plek geval? Het jy daardie versekering van jy weet, jou saak met die Here is reg, omdat jy Jesus Christus as jou verlosser ken, omdat jy hom aangeneem het as jou verlosser, voor hom kom staan het en sê, Here, hierdie mens is verlore sonder U. Ek het U nodig, Here, red my. Alles op grond daarvan dat Jesus vir ons sondes gesterf het. As jy dit gedoen het, dan het jy daardie versekering dat jou saak met die Here is reg vir ewig en vir altyd. Deur die dood, die kosbare bloed van Jesus Christus, en deur sy opstanding. Ek wil graag net die seën van die Here op jou kom afbid, daar waar jy ook al vandag mag wees, in die onsekerheid waarmee jy sit, en die bekommernis waarmee jy sit, dat die Here sal kom deur sy gees en vir jou net kom toevou, dat sy liefde om jou sal wees. Sy het gehoor hoe die Passion praat van die wraparound liefde van die Here, en sy teenwoordigheid mag sy teenwoordigheid, sy troos, sy bemoediging jou kom, ja, heeltemal net kom toevou, dat jy kan weet, maar ek is veilig by die Here, ek is nou en tot in ewigheid veilig by die Here. Jy weet waar jy gaan, jy ken die stryd, God ken dit ook. Vertrou God om met jou te wees nou tot die laaste oomblik van jou lewe en ook daarna. Vader, dankie dat U in hierdie oomblikke U seën so kom uitgiet op elkeen van ons, opnuut, om ons opnuut bewus te maak van die teenwoordigheid, en elkeen wat hierdie woord gehoor het, ek vra dat U deur die Gees dit lewend maak, sodat ons kan ons lewe bou hierop, en kan ervaar dat U genoeg is vir ons, meer as genoeg vir ewig en altyd. Dankie, Here. Baie dankie dat jy saam geluister het, en onthou net, jy's so welkom om net die boodskap te share, en daar is so 'n link na 'n YouTube blad wat ons ook het,
En baie dankie weer aan Sean Coetzee wat vir ons so help met om die boodskappe daar te kry en die blad vir ons mooi ontwerp het, of 'n YouTube kanaal vir ons ontwerp het. Mag die guns van die Here, die seën van die Here dan nou so met jou wees.